Nou, so aangesê het, ons moet gesels oor Chok en flip-flop dag. So baie ongelooflike belangrike dag hier in Suid-Afrika. En Ina Schomburg kuier weer eens by ons om daaroor te gesels. Goeiemôre Ina. Altyd lekker om hier te wees met julle span. As ek deur kom en ek sien die flip-flops aan julle voete, dan word my hart baie trots. Baie dankie. Ina, vir iemand wat nog steeds nie weet wie Chok is, waar Chok se bestaan begin het, hoe dit begin het, vertel ons 'n bietjie die agtergrond van Chok. Okay, so Chok 1979 het 'n groep ouers gesit en my seun is altyd baie slim en sê Chok Childhood Cancer Foundation, waar sit jy die twee bymekaar? So Chok, die ouers het gesit in Johannesburg in 'n kinderkankersaal wat genoem was Children's, kinders, hematology, ons kyk na kinders met lewensbedreigde bloedsiektes, oncology, kanker en sente. So dis waar ons begin het, waar Sadie Catlin gesit het. En die ouers het net besef dat 'n kankerpad van 7 maande tot 3 jaar is 'n lang pad. Emosionele ondersteuning en ook finansiële ondersteuning het 'n ouer nodig. En vandag, en dis hoekom ek my blou hartjie ook op het, en julle hartjie op flip-flop is ook 'n hartjie, dat Chok se hart is nog steeds die ouers. Want ons het as 'n ouerorganisasie ontstaan en in 2000 het ons nasionaal gegaan. En julle bied ondersteuning in terme van spesifieke ondersteuning, né? Nee? Mens dink nie altyd daaraan dat byvoorbeeld ouers wat 'n kind met kanker het in Limpopo nie noodwendig verblyf het wanneer hulle moet hospitaal toe kom in Gauteng nie, né? Nee? Ondersteuning aan die familie. Noem gou 'n bietjie vir ons voorbeelde van presies wat Chok alles doen. Weet jy, ek kan 'n storie vertel. Asseblief. Ek dink dit is die maklikste hoe mense dit gaan onthou. So as jy 'n ouer is in 'n afgeleide plek, soos Bushbuckridge, jy het gepraat van die Kreerwiltuin en vloede. En jy moet al die pad na Pretoria toe kom. So die eerste plek, as jy deur daai deure stap van die kindersaal, van die pediatriese onkologie saal, het ons maatskaplike werkers. Ons sê die hospitale behoort nie aan ons nie, maar deur ons verhouding met die pediatriese onkoloog sit ons 'n maatskaplike werker. Die dokter kom en hy vertel vir 'n ouer, jou kind het kanker. En dan hoor 'n ouer niks meer nie. So dan is ons maatskaplike werkers daar om te sê, verstaan jy die diagnose? Verstaan jy die pad? Verstaan jy die pad waar dit is nie net 'n reguit pad nie, dis 'n op en af pad met bloedtoetse en alles en reaksie op behandeling. Jy is al die pad 700 km ver weg van Pretoria, want ons pediatriese onkoloog sit in stede by die tersiêre akademiese hospitale. So het jy iemand in Pretoria? Nee, ek ken nie iemand in Pretoria nie. Waar gaan jy bly? Ek het nie geld vir 'n gastehuis nie. Dan sê sy, okay, kom bly in die Chokhuis. Dis 'n home away from home. Jy hoef nie te betaal vir die bed wat op jy slaap. Jy hoef nie te bekommer oor die kos op die tafel en jy hoef nie te bekommer hoe gaan ek by die hospitaal kom nie. So Chok sê, kom ons vat al daai vrese en bekommernisse weg. Jy fokus op die behandeling van jou kind. Dan sê ons maatskaplike werkers, okay, emosionele ondersteuning, ons is daar, ons gaan saam met julle stap. Maar op 'n stadium word die kind van 'n binnepasiënt na 'n buitepasiënt en die dokter sê maar jy kan huis toe gaan. So nou moet jy al die pad terugry. Ons weet wat petrol kos. Ons ken tolhekke. Jy moet teruggaan en jy moet vir Boetie sussie gaan sien. Jy moet vir pa gaan sien. Want dit is gewoonlik die ma wat vir 7 maande in Pretoria bly saam met die kind. En dan sê ons, maar hier's geld. Ons gee fisies geld in die hand en sê, gaan huis toe, maar kom terug en maak jou behandeling klaar. Baie van ons kinders kom van arm gebiede en arm families. So 'n kind, daar's 'n spreek wat sê 'n kind wat arm is kan nie leer nie, maar 'n kind wat arm is kan nie gesond word nie. So ons sê, kom ons gee vir jou 'n kospakkie of ons het dit verander ook nou, want die ouers sukkel om op publieke transport groot pakke kos te dra. So ons gee nou vir hulle 'n voucher in die hand en sê, gaan huis toe, maak seker dat daar kos op die tafel. En ons weet dis nie net die kind wat dit gaan eet nie, die hele gesin gaan dit eet, maar dis reg. Die kind gaan ook voeding inkry. So ons gee voedingspakkies. So dat sê, gaan huis toe, jy het kos op die tafel, jy sien vir pa, jy sien vir ma, maar jy kom terug om jou behandeling klaar te maak. Ongelukkig die realiteit is ook dat ons kinders, ons survival rate, ons oorlewingssyfer in Suid-Afrika is 55%. Ons hoop om met 60% te kry teen 2030.
En toe ek by Chok begin het, ek het altyd gedink Keeping More Than Hope Alive is net vir die kinders wat survivors word. Maar dit is nie, want daai ouer wat 'n kind verloor aan kanker het ook ondersteuning nodig. So Chok gee 'n finansiële bydrae om te sê dis ietsie klein wat jou kan help as jou kind afsterf. Dis nie 'n begrafnis pakket of iets nie. Dis net te sê ons dink aan julle. En ons maatskaplike werkers ondersteun ook die ouers en dan. En as die kind deurkom die eerste keer en ons maatskaplike werke ontmoet die familie, gee ons vir hulle 'n careback. En in die careback hang af of dit 'n klein kind van 3 jaar of 'n tiener is, dan sê ons binne nie is daar ietsie vir die kind of die tiener, maar daar's ook produkte vir die ouers. Ja. Want baie keer is die ouers lank in die hospitale en hulle het nie meer onderarm seep, tandeborsels of tandepasta nie. So ons kyk na die geheel. So die mediese kant, ons kyk nie na dit nie, maar ons kyk hoe kan ons hierdie kind in die behandeling hou en hoe kan ons seker maak dat hy elke keer terugkom vir hierdie 7 maande om 'n goeie kans op oorlewing te kry. Dit is regtig wonderlik om te hoor hoe omvattend dit is en julle kyk regtig na alles, elke wie stap wat hulle op hierdie reis moet neem. Nou, ongeveer hoeveel families of kinders sien julle om 'n jaar? Weet jy, per dag 1500, want ons is reg oor Suid-Afrika. Ons is van Western Cape reg in al die 6 provinsies. En ons het 'n nuwe program ingebring wat ek baie opgewonde oor is. Ons het besef 'n kind is vir 7 maande in die hospitaal. En daai kind gaan nie meer skool nie, want hy mag nie meer in die skool gaan nie want sy risiko vir infeksie word baie groot. So ons het nou begin om die hospitaalskole en ons sit ook as daar nie 'n hospitaalskool is, sit ons onderwysers wat afgetree is, wat opgelei word in ons het 'n vennootskap met iSchool Africa wat ons iPads inbring en hulle help om net basies die leer, die opvoeding op die vlak te hou sodat as hulle eendag teruggaan dat daai oorbrugging ook nie te groot is nie. Joh, dis ongelooflik. Ina, dis wonderlik dat mense finansiële bydraes gee en die R10 vir ons plakkers vandag help julle ontsettend baie. Maar die res van die jaar het julle hande nodig. Soos jy sê, julle moet hande vat met ander mense om die pad te stap saam met gesinne van kinderkankerleiers. As daar nou iemand by die huis sit wat voel hulle wil op 'n manier betrokke raak, nie net deur vandag plakkies te dra en 'n plakker te koop nie. Waar het julle nog hulp nodig? Sjoe, baie plekke. En ek sê mense sê altyd, maar ek kan nie geld gee nie. Maar dis nie net geld nie. Gister, ek het gepraat van die ouer wat Chok begin het. 47 jaar terug. Sadie Catlin. Gister stap ek by Saxon World Chokhuis. Daar Sadie in die tuin, besig met haar span om te kyk na die tuin van die Chokhuis. So as jy groen vingers het, kan jy jou hand opsteek. As jy net vrywillig wil in die hospitaal betrokke raak by die Chok se vrywillige program. Dis 1 keer 'n week vir 'n uur. As jy fondse wil gee, ja. As jy plakker wil dra en flipflops aan jou voete wil sit, kan jy betrokke raak. So dit is van finansiëel tot waar jy kan sê ek wil vrywilliger wees, ek wil betrokke raak. Ek kan die ouers kom leer om te brei, om te crochet, sodat hulle goed kan verkoop om fondsinsameling. So daar is ongelooflike maniere om betrokke te raak. En jy het 2 pare flipflops nodig. So ons kan dit nie alleen doen nie. Ons is die een paar. Ons soek die ander paar sodat ons saam daai missie kan stap van Chok. En waar kan mense vandag plakkers koop as hulle plakkers wil koop? En weer eens, ek gaan vir jou sê R10, nê? Jy kan niks meer vir R10 koop nie. So jy kan net sowel jou plakker gaan koop vir R10 vir 'n goeie doel. Waar kan mense dit koop? P&A reg oor Suid-Afrika, Techie Town reg oor Suid-Afrika en die Chok kantore. Die Chok staf sit reg om te sê sit daai plakker op jou bors. Want die plakker op die bors is so meer. Ons wil wys elke gemeenskap. Hierdie kinders, hierdie tieners, hierdie ouers stap nie die pad alleen nie. Hierdie flipflops wat ons aan ons voete sit. Yes, daar's 'n onsigbare flipflop. Ons mediese span, hulle dra dit elke dag. Die Chok staf dra dit elke dag. Ons vrywilligers dra dit elke dag. Maar vandag is die dag wat jy dit fisies wys. Dat vandag sit ek my flipflops aan en ons sê vir die kinders en die ouers, hulle sal nooit hierdie pad alleen stap nie, want dit is ons groot missie. 'n Ouer kan nie hierdie pad alleen stap nie en ons het die gemeenskap nodig.
Ina, dankie vir die onsaglike werk wat Chok aanhou doen jaar na jaar. Die hoeveelheid impak wat jy het op families, hele families, kinders, ouers. Ag, ek hou elke keer as ek hierdie lied moet doen. Dis net so. Ek dink mense besef tot jy nou 'n pad gestap het, hoe moeilik daai pad partykeer kan wees, en hulle maak dit soveel ligter, verstaan, vir so baie mense. Dankie vir die wonderlike werk wat julle doen. Hulle gee my hoendervleis want dit is elke keer Jennifer, ek weet elke keer as ons hier sit, raak ons baie emosioneel. En ons het nou 'n jaar terug het daar 'n pediatriese onkologie eenheid in Rob Ferreira in Nelspruit Mpombela geopen. Wow. En toe ek by Chok 12 jaar terug begin het by die noordelike streek en ek's nou die programbestuurder van Chok wat reg oor die land kyk. Dit is absoluut 'n droom dat die kinders van Mpumalanga nie meer 700 km hoef te reis nie. Hulle het 'n pediatriese onkologie eenheid in hulle deurstop. Ag, amen, dis wonderlik. Ina, dankie vir jou tyd vanoggend. Dit is Ina Skomper van Chok. Gaan koop jou plakker of gaan maak 'n verskil. Kontak hulle, jy kan 'n verskil maak. Maak nie saak hoe dit is nie. Bly skakels nou weer terug.